God se afstap na ons toe vat niks van sy heerlikheid weg nie. Sy selfvernedering is daar sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. So God se selfvernedering is eerstens verhoudingsgerig. God se selfvernedering, sy katabasis, is gerig op onderrigting. Synkatabasis is die groot Griekse woord vir die selfneerbuig van God. In Engels praat ons van die condescension of God, of God's condescension. God wat afkom na ons. God wat homself sigbaar maak, sodat ons as mense hom kan verstaan. My naam is Jacobus de Bruin en welkom by vandag se aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Ons praat hier verder oor liturgie en hoe belangrik liturgie vir ons in ons katholieke wêreld is, in ons manier van leef en in ons aanbidding. In die vorige video's het ons gepraat oor liturgie as 'n lewenswyse en ons het ook gepraat oor liturgie as 'n aanbidding. Maar vandag gaan ons hoor dat liturgie, hierdie aksie, as ons dan sou sê dit is 'n lewenswyse, en as ons sou sê dat liturgie gaan oor 'n aanbidding van God, dan sou ons vir mekaar vandag sê dat liturgie is ook die werk van God in die konteks van sy katabasis. Sy afkom na ons toe sodat ons hom kan ken. In die vorige video's het ons duidelik gehoor hoe dat Johannes in sy briewe vir die gemeente skryf en sê dat hy verkondig aan hulle dit wat hulle gesien het, dit wat hulle gehoor het, dit waaraan hulle gevat het. Ons het in net die laaste aflewering gehoor dat ons is beliggaamde sintuiglike wesens, dat ons God in en deur ons liggame ontmoet, dat ons God in en deur ons liggame aanbid, en dat dit daarom 'n rol speel ook in die liturgie. Ons staan, ons sit, ons kniel, ons het wierook, ons het ikone en 'n klomp sulke dinge. Maar daardie lewenswyse van ons, daardie liturgiese lewenswyse van ons, daardie liturgiese aanbidding van ons, die feit dat ons God deur ons liggame aanbid, dit is slegs moontlik omdat God eerstens na ons toe kom. En dit is belangrik, want toe ek 'n protestant nog was, het ons dikwels gehoor dat in die katholieke ortodokse kerkewêreld gaan dit alles oor my mensewerk, en dat my mensewerk belangrik is en dat dit eerste kom. Maar dit is nie waar nie. Ek moes ontdek dat juis in die katholieke ortodokse kerkwêreld dit beklemtoon word dat alles wat ons doen, selfs die feit dat dit vir ons moontlik is om op 'n Sondag kerk toe te gaan, die feit dat dit vir ons moontlik is om God te aanbid, om God te kan ken, is alles as gevolg van God se werk wat eerste kom. God wat eerste optree en dan kan ons reageer. God wat eerste doen en dan kan ons reageer. Dit begin al reeds by die skepping, God wat eers die mens moet skep voordat ons kan reageer en enigstens in 'n verhouding staan met hom. Katabasis, hierdie selfvernedering van God, is vir ons die liturgiese handelinge van God, waarin en waardeur en hoe, in 'n bepaalde konteks, hy homself aan ons bekend maak. Hoe hy homself vir ons sigbaar maak, hoe hy homself vir ons verstaanbaar maak, hoe hy homself vir ons bevatlik maak, sodat ons ook sal kan sê, soos die apostel Johannes, dat ons verkondig aan julle wat ons gesien het, gehoor het en aangevat het, waarmee ons 'n belewenis gehad het, met wie ons 'n ontmoeting gehad het. En dis belangrik, met wie ons 'n ontmoeting gehad het. Katabasis, die selfvernedering van God, die condescension of God, is die onderbou, wil ek sê, ten minste een van die belangrike boustene van liturgie. As dit nie vir God se kom na ons toe is nie, dan te vergeefs. As dit nie vir God is wat eerste lief gehad het nie, dan sal ons nie kan terug lief hê nie. Ons het ook in Afrikaans daardie pragtige lied altyd gesing, hy wat eerste lief gehad het. En dit bring
'n reaksie by ons na vore, want God verander ons lewe. Katabasis, die liturgiese handelinge van God, sodat ons hom kan leer ken. Watter invloed het dit op ons daaglikse lewenswyse? Watter invloed het dit op ons aanbidding van God? En watter invloed het dit op die meer formele liturgie van selfs die heilige mis of dan die erediens? Goed. Die woord katabasis beteken, soos wat julle sekerlik nou kan hoor, die selfneerbuig van God. Ons sou ook kan sê die selfvernedering van God, maar letterlik beteken dit, sin katabasis beteken om saam af te gaan, om saam af te stap. Die doelbewuste beweging van God, as die transcendente, ver, amper onkenbare, onsigbare God, wat afkom, sodat ons hom kan waarneem, sodat ons iets van hom kan beleef, sodat ons iets van hom kan verstaan, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan, sodat daar aanbidding kan plaasvind. En hierdie katabasis, hierdie afbeweeg van God na ons toe, kry ons reg van die begin af in die Ou Testament op verskillende wyses. En daar is 'n groei in hoe God hom bekend maak. Daar is 'n groei, daar is 'n besonderse ontwikkeling in die katabasis van God. In hierdie bekendmaking van God. Dink nou net eers weer die twee groot woorde, transcendent en immanent. Transcendent is die God wat is die konsep dat as deel van God se wese hy altyd in 'n sekere sin onkenbaar is. Ons gaan hom nooit ten volle kan verstaan nie, soos Augustinus baie mooi sê, die oomblik as jy dink jy verstaan en jy weet, dan is dit nie God nie. Dan is dit waarskynlik jou eie karikatuur wat jy geskep het. So God is altyd in 'n sekere sin weggesteek. Ons gaan hom nooit ten volle kan ken nie. Maar hy self maak hom bekend, die transcendente, die ver, hy maak homself bekend deur in te kom in ons lewensruimte in, sodat ons iets van hom kan beleef, kan verstaan, kan waarneem, in 'n verhouding met hom kan staan, en die feit dat hy dit vir ons moontlik maak, dat ons hom kan aanbid, kan navolg, en met hom kan praat. Dis die immanensie van God, die groot woord immanensie van God, die inkom. God wat afstap na ons toe, God wat afkom na ons toe. So mooi by die verhaal wat ons lees, daar in Genesis, as God sien hoe dat die mensdom die toring van Babel bou, dan lees ons mooi, kom laat ons afgaan en sien wat maak die mense. Dit is nie omdat God nie gesien het nie, dit is 'n manier waarop God homself vir ons bevatlik maak, afkom na ons toe, sodat ons bewus kan word van hom. God het nie per se arms en bene en oë en voete soos wat ons het nie. En tog is dit hoe die Bybel praat van God. Die metaforiese, antropoformistiese manier waarop ons oor God praat, sodat ons hom kan verstaan. God wat na ons toe kom en dan neem ons waar, die hand van God wat teen die muur skrywe, en Daniël moet vir die koning sê, dit is die hand van God. God kom af na ons toe in die brandende bos, en Moses trek sy skoene uit en neem God waar op 'n besonderse manier. Jakob, die besonderse van om met God te kan stoei, God wat homself op 'n besonderse manier beliggaam, sodat Jakob met hom kan stoei, om in 'n wurggreep kan sit en hom kan in 'n sekere manier kan neergooi en met hom kan stoei, ensovoorts ensovoorts, in 'n judo manier met hom kan stoei. God wat homself bevatlik maak, die katabasis. God maak homself bevatlik in sy afstap na ons toe, sodat ons hom ook kan aanbid. En dit het gevolge vir ons liturgie. Dit het gevolge vir ons manier van leef. En dis belangrik. God kom eerste en ons reageer. Goed. Ek het nou 'n paar voorbeelde genoem vanuit die Ou Testament uit, hoe God homself sigbaar maak, bevatlik maak, wys, katabasis. Ook in die Psalms, wie is die groot God wat homself neerbuig om mense uit die stof uit op te trek? Baie, baie mooi. Die grootste manier waarop die Here homself vir ons bevatlik kom maak het, die grootste katabasis oomblik in die geskiedenis van die mensdom,
is die inkarnasie. God se menswording, die geboorte van Christus. En ons lees iets daarvan pragtig in Hebreërs op talle ander plekke in die Bybel, maar Hebreërs hoofstuk 1, waar ons lees, hoor nou, dat in die ou tyd het God op baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat. Baie maniere. Nou dink nou, hy noem dit nou nie per se nie, maar dink nou aan hoe het hy met die voorvaders gepraat. Hy kom wandel met Adam en Eva in die tuin. Daar's drome wat Abraham het, visioene wat Abraham het. Die profete wat optree as mondstukke van die Here, as verlengstukke van die Here op 'n besonderse manier. Hy praat met die voorvaders, hy praat deur die profete, en in hierdie tyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hy praat met ons deur sy seun. En nou is dit belangrik, praat met ons deur sy seun. En in 'n protestantse konteks word daar baie keer bloot klem gelê op, maar Jesus het nou maar net weer gepraat, die woorde wat gesê word. Maar as ons vir mekaar sou vra, wat is die evangelie, moet ons baie versigtig wees om te spring na die gedagte van 'n beperkte weergawe van die evangelie, soos wat ek gehoor het altyd in 'n protestante konteks, genade alleen. Die Bybel self noem nie dit die evangelie nie. Die goeie nuus is Jesus Christus. Jesus Christus as God wat mens geword het, sodat Johannes kan sê, ons het hom gesien, ons het hom gehoor en ons het aan hom gevat. Jesus is die goeie nuus. Jesus, hy as God wat mens geword het, wie hy is, wat hy doen, ja, wat hy ook gesê het, maar die totaliteit van Jesus is die evangelie. So, die inkarnasie is reeds evangelie. Die goeie nuus van God wat homself verneder. Die feit dat dit by ons 'n reaksie moontlik kan maak, is goeie nuus. Dat ons in 'n verhouding met God kan staan, maar waarom hy mens word, is belangrik. Om ons op te tel uit die stof. Theosis. Om ons stoffelike natuur beter te maak as wat ons is, as wat ons was. Om die sondige natuur te heel, nuut te maak, te herskep, sodat ons weer ons taak kan opneem as mense, om die totale skepping te oriënteer tot God as 'n lewenswyse. Dis belangrik. Daarom binne katholiek-ortodokse wêreld is die evangelie, is die verlossingsboodskap, nie maar net ek word verlos van sonde nie, maar ek word verlos sodat ek my taak kan opneem as priester van die Here, wat die voorreg het om saam met hom te werk om die wêreld in te bring na hom toe. Sodat die skepping saam met ons die Here kan loof en prys. Sodat die son en die maan die Here kan loof en prys. Sodat die voëls saam met my die Here kan prys. Sodat my plaas saam met my die Here kan loof en prys. My huis, my klaskamer, daar waar ek werk as prokureur, ensovoorts. Alles wat ek doen, saam met my die Here kan loof en prys. Sodat alles wat ek doen 'n liturgiese handeling kan wees. Hoekom? Op grond van God se liturgiese werk vir ons. Op grond van God se katabasis, op grond van God se afkom na my, kan ek opkom na God toe. Dis waaroor theosis gaan. God kom af, God word mens, sodat die mens opgetrek kan word, sodat die mens God kan word, sê Athanasius. Sodat ons kinders van God kan wees. Sodat ons kan deel kry aan die goddelike natuur, sê 1 Petrus 4 vanaf vers 1. Hy het ons alles genadiglik gegee, sodat ons deel kan kry aan die goddelike natuur. Baie, baie belangrik, baie mooi, baie besonders. En dis baie belangrik. 2 Petrus 1 vanaf vers 4. Hierdeur het hy die kosbaarste en grootste belofte reeds aan ons gegee, sodat jy deel kan kry aan die goddelike natuur. So, God se katabasis, God se afkom na ons toe, is tergelykertyd ons optel,
Ons word meer gemaak. Dis waarom dit so belangrik is om te verstaan en te weet dat Jesus, wie hy is, bepaal ons verlossing. As hy nie volledig God en mens was nie, is ons nie verlos nie. Want in hom en deur hom en tot hom word ons stoflikheid meer gemaak en verbeter, soveel sodat daar binne in die binnekring van die drie eenheid in die goddelike natuur ook 'n menslikheid is, 'n menslike liggaam is, Christus se liggaam. 'n stoflike, tog 'n verheerlikte liggaam. Dis waarheen ons op pad is. God se katabasis is ons optel. Dis ons theosis. Dit is ons theosis. God se katabasis is ons theosis. Dink byvoorbeeld ook aan Filippense. Filippense 2 vanaf vers 6 wat vir ons sê dat hy wat in die gestalte van God was, het dit nie 'n roof geag om homself te verneder nie. Die sogenaamde kenosis. God wat homself ontledig. Die tweede persoon van die goddelike drie-eenigheid wat homself ontledig, die gestalte van 'n mens aanneem, homself tot die dood toe verneder, om die mensdom, die stoffelike gebroke wêreld vanuit die doodsheid uit op te tel, sodat die mens aan die regterhand van God kan gaan sit, soos dit hoort. Soos dit hoort as priesters van die Here. Sodat die mens as priesters van die Here die taak wat hy het by die skepping gekry het, kan opneem en die wêreld kan inbring en beter maak saam met die Here. Hoe word 'n sirkel beter gemaak as wat dit is? Dit word 'n sweer. Hoe word 'n driehoek beter gemaak as wat dit is? Dit word 'n prisma of 'n piramide. God wat na die mens toe kom, dit meer maak as wat dit is, sodat ons in hom kan deel. Dit maak ons God baie uniek. God is nie met ons in kompetisie nie. Hy verdring ons nie. Hy wil ons meer maak. Hy wil die stoffelike meer maak. Hy, in sy katabasis, kry hy vir homself 'n stoffelike liggaam. Daarom is materie vir ons belangrik. Materie word verlos deur God. Ons is nie gnostisiste wat glo dat materie boos is nie. Materie op hierdie stadium is gevalle, is gebroke, maar God het dit gemaak om met hom in 'n verhouding te staan. En die totale verlossing, die ekonomie van verlossing, gaan oor 'n verlossing van die stoffelike, nie 'n verdringing daarvan nie. Daarom, as God kom by Moses, in sy katabasis, in sy neerbuig, verdring God nie die brandende bos nie. Die brandende bos word vir glorie, vir meer gemaak. 'n bos, 'n sirkel word 'n sweer, 'n driehoek word 'n piramide. Die bos word 'n glorieryke teken van 'n skepping wat uitjubel dat God is koning. Wanneer hierdie brandende bos met die glorie van God aan die brand gesteek word en nie uitbrand nie, maar wanneer God en skepping een is met mekaar, sodat die volheid van die skepping God verheerlik, en dan juis die grootheid van God tot uitdrukking kom, wanneer hy met die stoffelike in 'n verhouding staan. Dis wat liturgie moontlik maak. Dis wat liturgie ten diepste is. Dis die verhaal van God wat neerbuig om mense op te tel uit die stof. Dis liturgie. Dis liturgie. Die liturgie wat ons spesifiek in die heilige mis dan ook vier. Die groot liturgie van die kerklike jaar vertel die storie. Advent wat begin, ons wag op God wat kom om homself neer te buig. Dan het ons die inkarnasie, die Kersfeesverhaal van God wat homself beliggaam. Dan het ons die Epifanie. Dan het ons die Aswoensdag, die feit dat die mens stof is. Maar hy wat afbuig tot in die dood toe en die opstanding, die verheerliking, die hemelvaart, wat die mens optel en inneem in die drie eenheid in. Pinkster, die Heilige Gees wat kom om verder hierdie verlossingswerk te volvoer. Die mens nou wat in 'n nuwe verhouding met God staan, by te staan en te dra en te help in die totale herkolonialisering van lewe hier op aarde, sodat die skepping 'n brandende bos kan wees vir God. Elke Sondag en elke dag van die katolieke kerklike lewe, wanneer jy in die heilige mis kom, dan beleef jy hierdie groot verhaal in 'n klein vormpie. Die liturgiese drama, die liturgiese storie van God
wat na die mens toe kom, die mens wat soekend is, die mens wat nie op sy eie by God kan uitkom nie, maar deur God genooi word, soos God afkom, word ons ingetrek, en dan het ons by die Eucharistie, die hoogtepunt, wanneer die stoffelike meer gemaak word as wat dit is, die liggaam en bloed van Jesus Christus. Daar in die Eucharistie, in die heilige mis, het ons in elke heilige mis 'n kontinuering van die inkarnasie. Die inkarnasie wat gekontinueer word in die liturgie van die heilige mis. Die inkarnasie wat gekontinueer word in die kerk as liggaam van Christus, wat vir Christus moet beliggaam in hierdie wêreld. My persoonlike lewe, ek wat moet minder word en Christus wat meer moet word, die inkarnasie wat in my persoonlike lewe gekontinueer moet word. Die neerbuig van God na ons toe maak liturgie moontlik. Is die eerste liturgiese handeling sodat ons dan kan reageer. En dis wat ook in die heilige mis gebeur. Dis wat in die kerklike jaar gebeur. Ons reageer op God wat na ons toe kom. God wat ons ontmoet. Daarom elke heilige mis is vir ons 'n brandende bosmoment, is vir ons die dramatiese verhaal van die inkarnasie. God wat deur die sakramente na ons toe kom, in besonder die Eucharistie. Die immanente wat dit moontlik maak dat ons met hom kan stoei, die transcendente wat dit moontlik maak met ons moontlik maak vir ons dat ons met hom kan stoei as die immanente. Ons grootste sonde as mense is, God het na ons toe gekom en ons het hom doodgemaak. Dit was 'n liturgiese samentrekking daardie kruisgebeure. Maar daardie kruis waar ons as mensdom gedink het, ons kan God vernietig, ons is in kompetisie met God, ons vernietig hom. Nee, daardie kruis, daardie dood word 'n brandende bos as die graf oopgaan. En die verheerlikte liggaam van die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid uitkom. Op opstanding Sondag. God perk homself in sodat ons hom kan ken, want ons is sintuiglike, beliggaamde mense wat deur hom gemaak is. Hy het ons so gemaak. Daarom in die Ou Testament aanbid mense nie net in hulle koppe, in hulle teoretiese kop van 'n geloof alleen, en ek beredeneer nou maar met mooi teoretiese, filosofiese woordjies wie God is, en dan sê ek net ja, ek glo in 'n mooi teoretiese, abstrakte manier. Nee. Hulle sit, hulle kniel, hulle buig, hulle bring offers. Daar's 'n tasbare, sigbare belewenis van God, reg deur die Ou Testament, en dit word voortgesit in die Nuwe Testament. Soveel sodat ons in die boek Openbaring lees van die hemelse erediens, het ek ook al gesê. Goed, hoe beïnvloed dit dan nou die liturgie wat ons het in die kerk? Die katabasis van God lê die fondasie dan in 'n besonderse sin vir hierdie drama verhaal van verlossing, die ekonomie van verlossing, wat op 'n besonderse manier gedramatiseer, vertel, opgevoer word tydens die heilige mis en in die kerklike jaar. Maar nou, wees nou versigtig. Ons, om dit nie verkeerd te verstaan nie. In Korintiërs, as Paulus praat oor die nagmaal, oor die heilige maaltyd, dan gebruik hy die Griekse woord anamnesis. Dit is aan my oorgedra, aan my oorgelewer. Ek het in tradisie ontvang, van die hand tot die hand, het ek ontvang wat aan ons oorgelewer is, dat die Here in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en dit gebreek het, en gesê, dit is my liggaam. Dieselfde met die beker na die ete, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink. Die woord wat Paulus gebruik is die Griekse woord anamnesis. Maar dis nie maar net 'n onthou nie. Dis nie maar net doen dit tot my gedagtenis, tot my herinnering nie. Dis nie maar net 'n gedagtegang nie. Die Griekse woord anamnesis is 'n doen-aksie wat 'n beliggaming implementeer. Want anamnesis gaan daaroor dat daar 'n aksie vanuit die verlede sigbaar gemaak word in die hede, sodat ons aktief daarmee interaksie kan hê. Anamnesis, dis die Griekse woord wat gebruik word, is nie 'n teoretiese, abstrakte ding
'n gedagtesmaaltyd, ons dink nou maar net aan die Here wat gesterf het nie. Ja, ons dink aan die Here wat gesterf het, inderdaad, maar is baie meer. Dis baie meer as net dit. Anamnesis, dis die Griekse woord, herhaal ek weer, wat gebruik word daar, in koneksie met die anamnesis is die woord wat gebruik word in koneksie met die katabasis van God. 'n Aksie uit die verlede word op 'n besonderse manier binne die liturgie sigbaar gemaak. 'n Aksie uit die verlede word in die hede, in die liturgie, deur liturgiese handelinge, heilige liturgiese handelinge, sigbaar gemaak. God wat afkom na ons toe in elke heilige mis, deur die kerklike jaar, sodat ons met hom 'n ontmoeting kan hê, in en deur liturgiese handelinge. En die hoogste liturgiese handelinge is die sakramente, waarvan die Eucharistie die hoogte een is. Stoffelike en hemelse wat by mekaar kom. 'n Anamnesis, 'n aksie, die sterwe, die inkarnasie, dis belangrik want verlossing is nie net die kruis nie. Dit is 'n protestantse verenging van die evangelie. En daarvoor moet ons baie versigtig wees, en dis iets wat ek moes leer toe ek katoliek geword het, dat verlossing is baie meer as die kruis. Ons moet baie versop vir hierdie protestantse verskraling van die evangelie. Verlossing is nie maar net die kruis, Christus sterf vir ons sonde nie. Die evangelie boodskap is alreeds die inkarnasie. En ons kan dit eintlik nog verder gaan haal, maar dit is die inkarnasie, God wat mens word. Sonder dit kan ons nie verlos word nie. Sonder die opstanding kan ons nie verlos word nie. Sonder die hemelvaart is ons nie verlos nie. Die totale kom van God na ons om ons op te tel vanuit die stof en ons in te bring in die drie eenheid in. Daarom, anamnesis, die Griekse woord wat ons gebruik, wat Paulus gebruik, is 'n gaan haal van 'n aksie uit die verlede. Watter gebeure uit die verlede word gehaal en hiernatoe gebring, sodat ek daarmee kan werk, sodat ek interaksie kan hê daarmee. Dit is die inkarnasie, die sterwe, die opstanding en die hemelvaart van Christus, die uitstorting van die Heilige Gees. Dis die aksies van die verlede. En nou kan ek interaksie daarmee hê. Maar hoe het ek interaksie daarmee as dit net 'n abstrakte iets is? 'n Baie meer letterlike manier as wat ons dink, 'n baie misterieuse wyse. Liturgie het altyd hierdie misteriese aspek in hom. God wat na my toe kom, God wat homself minder maak sodat ek aan hom kan vat, sodat ek hom kan hoor, sodat ek hom kan sien, sodat ek hom kan ruik, sodat ek hom kan proe. Proe die goedheid van God en ervaar hoe groot is die Here, sê die psalmdigter. Proe die goedheid van God. Proe die godheid van God. Hoe proe ek God in die liturgie? Hoe proe ek God? Nie op abstrakte manier nie, baie meer letterlik as wat ons dink. In die Eucharistie, in die nagmaal, in en deur die brood en wyn wat meer gemaak is as die stoffelike, maar wat die liggaam en bloed van Christus word. Dis die liturgie. Dis die liturgie. Nou ek weet ek praat nou baie, en ek hoop julle is nog met my, maar dis baie belangrik om te verstaan, dat in die Katolieke Kerk hierdie misterieuse, wil ek sê, ontheoretiese iets. Ja, daar's teorieë betrokke. Ja, daar's abstraksie betrokke. Maar dis baie meer konkreet. Dis baie meer vas. Dis baie meer sintuiglik, bewustelik, aktiewelik, misterieus, sigbaar, waarneembaar, deelneembaar, deelbaar. Ons wat daarmee interaksie het met God, op grond van sy katabasis, sy neerbuig. Ek wil weer sê, God wat na ons toe kom, maak dit moontlik dat ons lewe aan hom kan wy. Maak dit moontlik dat ons hom kan aanbid. En in die liturgie van 'n Sondag erediens, van die heilige mis elke dag van die week, het ons die besonderse voorreg om dit op 'n aktiewe manier weer te kan vier en te kan beleef. Anamnesis. Anamnesis. In die Afrikaner tradisie is Bloedrivier en die gebede van Bloedrivier, geloftedag, 'n groot iets. Party mense minder as verander, maar hoe dit ook al sê, dis 'n groot iets in die gebede. Bloedrivier, 1838, die groot trek,
Die slag van Bloedrivier 16 Desember. Hoe neem latere geslagte daaraan deel? Daar is groot feeste, toe ek 'n kind was, selfs as 'n groot mens, as dominee in 'n protestantse konteks, is geloftefeeste gevier. Daar was dramatiese opvoerings van die slag van Bloedrivier. Daar was feesredes wat gelewer is. Mense het aangetrek soos die boere wat weer veg met hulle voorlaaiers. Ossewaans. In verskillende tye van ons geskiedenis as Afrikaner volk in Suid-Afrika, in 1938 is die 100-jarige herdenking van die groot trek gevier. Ossewaans het weer getrek. Mense het die voorreg gehad en die geleentheid gehad om met hulle eie skouers daardie ossewaans te gaan trek, asof hulle in 1838 deelgeneem het aan die groot trek. In 1988 het dieselfde gebeur, onthou ek as kind, in standaard 1, hoe daar 'n heropvoering was. Maar hierdie heropvoering was nie 'n teoretiese van, ons dink nou maar net aan die groot trek nie. Nee, fisiese ossewaans het deur die strate getrek en mense met oudtydse voortrekker klere aan het geloop in die strate en ons het so aangetrek. Ons het so aangetrek. 'n Aktiewe deelname. Ons kry dit ook hier in ons eie land, verskillende mense wat groot oorlogsveldslae vier. Dan kry jy mense wat aantrek soos die boere en mense wat aantrek soos die Engelse en hulle het hulle gewere en hulle klappers en wat ook al en hulle perde en hulle vier die slag of herdenk die slag van Amajuba. En dis nie, ons gaan sit nou maar net en ons dink daaraan in teorie en ons lees 'n boek en ons sê vir mekaar, haai, kyk hierdie groot woorde nie. Dis 'n opvoering wat plaasvind en ek het daaraan deelgeneem en ek weet hoe baie van julle wat al daarna kyk, na hierdie video kyk, het deelgeneem aktiewelik aan 'n dramatiese opvoering waar gebeure vanuit die verlede ingebring word na 2026 toe, om dit te herbeleef. 'n Anamnesis, die gaan haal van gebeure uit die verlede uit, 'n herdramatisering van daardie gebeure. Dis nie so 'n onbekende begrip nie. So waarom is dit vir ons so vreemd in 'n aanbidding van God, in 'n kerklike opset, in 'n liturgiese opset? Hoekom sou liturgie dan vir ons maar net hierdie iets wees wat die mense uitdink en ons dink nou maar net mooi rondom God en ons kumbaya met 'n gitaar? En dis nie vir ons 'n konkrete iets van ons vat aan iets, ons beleef God, ons het interaksie met hom, ons vat aan God nie. Hoekom sê ons nie, nou dis onmoontlik? Maar ons doen dit in soveel ander opsette van ons lewens. En ek sou nog voorbeelde kon noem. God se afstap na ons toe is nie om die mensdom tot nul te maak nie, is nie om die stoffelike te verdring nie, maar om die stoffelike te verbeter, meer te maak. God se selfinperking van homself vind plaas op sy eie voorwaardes. Hy verloor niks deur dit te doen nie. Hy verloor niks in sy wese nie, sy ousia, in sy wese nie. Hy verloor niks. Inteendeel, dit wys hoe groot God is. God se afstap, God se selfvernedering, vat niks van hom weg nie. Die feit dat God deur die stoffelike met ons werk, vat niks van hom weg nie. Dis ook, daarom kan ons die stoffelike gebruik in ons aanbidding tot God, van God, in ons interaksie met God. Nie omdat ons nou deur ons eie goedjies God probeer verdring nie, maar omdat die stoffelike deel in die ekonomie van verlossing. Bome gaan verlos word, dit is die diere, die skepping, dis deel van die ekonomie van verlossing, die stoffelike word verheerlik. Daarom, die stoffelike, ek moet die stoffelike lei in aanbidding tot God. Daarom kan ons ook ikone gebruik. God se afstap na ons toe vat niks van sy heerlikheid weg nie. Sy selfvernedering is daar sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. So God se selfvernedering is eerstens verhoudingsgerig. God se selfvernedering, sy katabasis, is gerig op onderrigting. Onderrigting wat ook plaasvind deur die sintuie, sal onderwysers ons leer. Ons is sintuiglike wesens. Daarom het ons Hebreërs. Hy het met ons gepraat op verskillende maniere, maar dan kom hy na ons toe en hy staan voor ons en ons kan hom vat. Belangrik.
God het, en hy doen elke dag, op verskillende maniere, en hy doen dit ook in en deur die liturgie van die kerklike jaar, en hy doen dit in en deur die liturgie van die dag, hy doen dit in en deur die Bybel, hy doen dit in en deur die liturgie van die heilige mis. God wat die geskiedenis betree, God wat tyd betree, God wat ruimte betree, God wat sy skepping betree. Hoekom dink ons dis onmoontlik in die erediens? In 'n vorige video het ek vir julle gesê, dat ek dit een keer beleef het in 'n synode, hoe dat 'n dominee gesê het nogal van alle mense, ons kan nie God beleef nie. Ons kan nie God beleef nie. So ons moet ophou met hierdie ding van om te sê, van hoe beleef ons mense God in die erediens, want ons kan nie God beleef nie. So asof God nie meer tyd en ruimte kan betree nie. Daarom die oordrewe klem op die skrif alleen, want is nou net hierdie Bybel wat ons het, en dit word as op 'n fetische wyse gebruik in baie protestantse kringe. Want God betree nou nie meer sy skepping nie, daarom kan daar nie blomme in die erediens wees nie, want dit trek jou aandag af, dan kan nie eers 'n kanselkleed wees nie, en ons moet ook maar trekkerig sing, want net trek dit jou aandag af van die Here af. Die stoffelike is hierdie iets wat uitgedruk moet word, daarom kan die nagmaal is net hierdie ek dink maar net in teoretiese iets symbooltjie, ietsie. Die nagmaal mag nie iets wees waar die stoffelike meer gemaak word nie. Dis die typiese protestantse konteks waarin ek groot geword het, waarin ek dominee was, en wat ek besef het hoe verkeerd dit is. God betree elke oomblik van die dag, tyd, ruimte, ons skepping, sodat ons hom kan ken, sodat gefalle sondaars met God kan kommunikeer. God wat hom wys. En nou, belangrik, weer die brandende bos. Gregory, die teoloog, of dan ook Gregory van Nazianzus, daardie Gregory, daar was nog 'n Gregory. Gregory, dit is die broer van Basil, hierdie ene, het gesê dat in Engels, die mooi woord assume in Engels, dit wat God aangeneem het, word ook deur hom geheel. En dit wat God nie aangeneem het nie, word nie deur hom geheel nie. En dit is gesê binne die konteks van die debat oor wie Christus is. Was hy 'n volle mens en volle God gelyktydig met die inkarnasie, of was hy net God, was hy net mens, half, of hoe dit gewerk? Belangrik is, God het 'n beliggaam, 'n regte, egte menslike stoffelike liggaam. Hy word ten volle mens, sodat die totale stoffelike skepping ook verlos kan word, geheel kan word, meer gemaak kan word as wat dit is. God se self neerbuig maak theosis moontlik. God kom na ons toe, sodat ons ingetrek word in sy goddelike natuur. En weer eens, dis waaroor die liturgie gaan. Dis wat in die liturgie vertel word, gedramatiseer word, God wat na ons toe kom, sodat ons na hom toe kan kom en opgetel kan word in en deur hom. Dis belangrik. Daarom trek ons snaakse klere aan ons priesters in die kerk, in die erediens. Want is nie die priester daar wat in homself maar net optree en soos 'n nar ronddans nie. Hy is die instrument van God. Dis 'n drama wat opgevoer word, 'n heilige drama wat vertel word. God kom na ons toe, sodat die priester uiteindelik in persona Christi kan optree en kan sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my bloed wat vir julle gestort word. Die drama, en elke handeling, en ons gaan daarby kom, elke handeling in die erediens. Daarom die bring van die brood en die wyn net voor die nagmaal begin, net voor die heiligingsgebede begin, word dit gebring. Dit verteenwoordig ons, dit verteenwoordig ook ons arbeid. Maar God het dit nie nodig nie. Daarom, dit is nie ons dade wat ons red nie. Ons bring te vergeefs ons dade na die Here toe. Ons bring dit na hom toe, want ons het hom lief, maar ons weet dit kan ons nie red nie. Ons weet God het ook nie ons dade nodig nie. Maar hy is die een wat kies
om met ons in 'n verhouding te staan. Hy is die een wat kies om ook deur ons te werk en om ons dade te gebruik. Hy is die een wat kies om vir ons 'n verantwoordelikheid te gee van om dade te doen. En dan vat hy hierdie dade van ons, vrug van die aarde en menslike arbeid, vrug van menslike hande en in die aarde, en menslike arbeid, brood en wyn, vrug van die druiwestok en menslike arbeid. En hy maak dit meer, want hy het dit nie nodig nie. Hy verander dit, hy maak dit meer as wat dit is. Hy verenig dit met die goddelike natuur. Dit word die liggaam en bloed van Christus en hy gee dit vir ons terug. 10voudiglik meer, 100voudiglik meer. En skielik is die gelykenis ook daarvan daardie arbeiders, daardie manne vir wie die koning, as hy op reis moet gaan, dan gee hy vir hulle muntstukke. En hy sê, woeker hiermee. En dan is daar hierdie een wat sy geldstuk gaan begrawe, en hy weier om daarmee te werk. Want my werke kan my nou nie red nie, so ek doen nou niks vir die Here nie. Ek begrawe maar net alles. Maar die ander 2 arbeiders werk. En dan uiteindelik as hy terugkom, hierdie groot koning, dan sê hy, mooi so goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, en oor baie sal jy aangestel word. Die persoon kry nog meer. Want die koning het nie jou arbeid nodig nie. Hy het so baie, hy gaan vir jou nog gee. Elke keer sê, jy gaan nog kry. Die ou wat sy 5 muntstukke 10 gemaak het, en die ou wat sy 10 muntstukke 20 gemaak het, kry nog meer. Want God het nie jou arbeid nodig nie, maar hy wil hê jy moet vir hom werk, want dit gaan oor 'n verhouding tussen jou en God. 'n Liefdesverhouding, waar jy vir God gee, omdat hy homself vir jou gee. En dan is dit hierdie wederkerigheid. Hoe meer God vir my gee, hoe meer gee ek vir God, en hoe meer gee God vir my, en hoe meer gee ek vir God. Want ek kan nou deel in hierdie wederkerige verhouding van die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, Vader, Seun en Heilige Gees, die Engelse woorde, die lover en die beloved, en die liefde wat hulle met mekaar deel, die een wat lief het, en die geliefde wat lief gehê word, en die liefde wat hulle met mekaar deel, die Heilige Gees, ons deel daarin, sodat ons ook hy wat eerste lief gehad het wederliefde in ons laat spruit, sê die lied wat ons in Afrikaans gesing het. Hy wat eerste lief gehad het wederliefde in ons laat spruit. Ons word ingetrek in die goddelike natuur, in die binnekring van die goddelike drie-eenheid, die binnelewe. Dis ook wat opgevoer word in die liturgie van die heilige mis. Dis belangrik, wat opgevoer word in die drama van die heilige mis. Nou, baie belangrik. Dis baie belangrik om dit te snap. Kan julle sien, die denkraamwerk weer waarmee ons as orthodox katholieke werk, is totaal en al anders as dit waarmee protestante werk, en julle sal nou sien. Watter invloed het dit op ons praktiese beleef van die erediens? Vir ons as katholieke sê liturgie, God het ons lief en ons kan hom terug lief hê. Ek moet dit vir julle vertel, in my laaste ruk as dominee in die protestantse kerkwêreld het ek dit baie moeilik gehad, in die sin dat die wrywing wat daar is in die NG Kerk spesifiek tussen die strominge van die groot liturgiese beweging en die nie-liturgiese beweging. Dit is 'n verhaal vir 'n ander tyd. Ek het al daaroor gepraat. Julle kan gaan kyk die video's oor my verhaal van hoe ek katholiek geword het. Daarin sê ek ook iets daar rondom. Maar daar is hierdie strominge. Die hoogkerklike beweging in die NG Kerk wat die liturgie wil terugneem na die ou tyd toe en die ander wat nie wil nie. Maar hoe dit ook al sê is, in ons gemeente was dit goed gedink op 'n stadium om iemand anders in te bring, om met ons te praat oor sogenaamde gemeentebou. En die hartseer van dit alles is dat die persoon se uitgangspunt is dat ons bou die gemeente. Ja, hy sal sê dit is God se gemeente, maar dit is ons wat die gemeente bou. So ons kies lekker, waarvan hou ons? Wat moet ons doen en hoe lekker dit moet wees? En daarom moet ons vraelyste uitstuur na, wat wil die mense hê, want ons moet doen wat die mense wil hê. Nie een oomblik van, kom ons luister net eers wat God wil hê nie.
Kom ons vra net eers in gebed en deur gebed, wat wil God hê nie? Wat leer die Bybel ons oor kerk wees nie? Nee, ons vra vir die mense. Dis altyd vir my hierdie ding van die protestantisme, wat my van die begin af as jong man, nog voordat ek dominee was, dwars in die krop gesteek het, hierdie ding van, ons vra vir die mense wat ons wil hê. Ons vra nie vir God nie. Die selfgesentreerde individualisme van protestantisme wat altyd na vore kom. So much for sola scriptura. Nee, dit is eintlik sola die individu. Wat wil die mens hê? Dis die Trojaanse perd in protestantisme. So, en ergens wat ek dit nie meer kon hou nie, het ek dan nou, en dit was 'n professor, het ek opgestaan en gesê, maar want die gesprek het begin gaan oor erediens en liturgie ensovoorts, en nou moet ons vir mense vra, hoe wil hulle die erediens hê, wat moet ons doen in die erediens ensovoorts, en hoe wil hulle die erediens inrig. En ek het opgestaan en gesê dat ons moenie vergeet dat volgens die NG Kerk se eie liturgiese boeke nie, en dis interessant, die NG Kerk het ook so 'n liturgiese boek, word liturgie tog beskrywe, veral onder die invloed van die hoogkerklike tradisie wat ingekom het in die NG Kerk, maar word dit tog beskrywe ook as ek wat my na God rig. Ek draai my na God. Ja, weer eens ons kan nou sê, die klem word nie gelê op God wat eerste na ons toe kom nie, maar ten minste, dis waar Katolieke begin. God kom na my toe, nou kan ek na hom toe kom. Maar ten minste, die punt wat ek wil maak is, ten minste was daar en is daar die besef van, liturgie is daarop gerig en het ten doel dat ek my na God toe draai. Ek draai my deur die liturgie na God toe, so ek behoort te vra wat hy wil hê. Liturgie is 'n toetrede na God toe. Ek raak minder, God raak meer. En so het ek gesê, en ek het begin deur te sê, dat liturgie is tog iets, en ek het protestantse slim mense aangehaal, geleerdes aangehaal, ek het protestantse liturge en teoloë aangehaal, wat sê liturgie behoort te wees en is, ek draai my na God toe. En ek het dit gestaaf, vir seker 'n kwartier lank wat ek gepraat het, en gesê het, en dikwels het ek gesê, liturgie is ek draai na God toe. En ek het geëindig deur te sê, liturgie is 'n lewenswyse van 'n aanbidding tot God. Ek kom na God toe en ek verneder myself en daarom moet ek vra wat wil hy hê. Liturgie is 'n prysgee van myself ook. En die professor het deur my praat kwaad geword en hy het sy eerste reaksie van my toe ek klaarpraat was om te sê, ons is nie 'n liturgiese kerk nie. Ons is protestante. So wat het hy eintlik gesê? Want ek het begin en regdeur en geëindig deur te sê, liturgie is 'n draai na God toe. En hy het gesê, ons is nie 'n kerk, ons is nie 'n liturgiese kerk nie. En toe het lidmate van my in 'n mate begin snap van wat ek sê, want hulle het die kontras gehoor. Van wat het die professor gesê toe hy gesê het, ons is nie 'n liturgiese kerk nie. Hy het gesê, ons is 'n kerk wat nie na God toe hoef te draai nie, want ons is protestante. Ons hoef nie te vra wat God wil hê nie, ons is protestante, ons dink dit sommer self uit met sola scriptura as die verskoning. Dis wat hy gesê het, want dis wat ons gedoen het toe nou daar. Hy het 'n streep getrek deur alles, en gesê, die mens, wat wil die mens hê? En kort het hy gesê, die Bybel alleen, maar dan, daarom moet ons vir die mense vra. Daarom het hy ewe kordaat gesê dat die woord presbiter, wat jy kan vertaal met priester, of ouderling, en onthou dit is hy professor wat klas gegee het by Tikkies. Kom hy en hy sê, die Griekse woord presbiter beteken demokrasie. En ek het van my stoel afgeval en ek het weer vir hom gesê, ekskuus professor, maar dis nie waar nie. Die woord presbiter beteken nie demokrasie nie. En hy het vir my kwaai aangekyk en vir my gesê, ons is 'n kerk van sola scriptura. So daarom beteken presbiter nie meer priester of oudste nie, maar dit beteken nou ewe skielik die individu kan doen wat hy wil. Baie vreemd. En self doen wat ek wil in die erediens. Daarom, God se katebasis bring en hoe jy dit beskou, maak ook die onderskeid tussen protestant en katoliek in terme van ons liturgiese lewenswyse en liturgiese beskouings. Wat is die implikasies van die inkarnasie vir liturgie? Dis belangrik. God tree eerste op en daarom kan ek reageer. God kom af, hy tel my op. Daarom is aanbidding nie iets wat ek
oor 'n besluit nie, maar dit is iets wat ek eerstens ontvang, en ek gaan nou as Prins die woord gebruik, worship, want dis die woord wat ons selfs in Afrikaner kringe gebruik, in Afrikaner kultuur gebruik, 'n praise and worship erediens, en dis nie per se verkeerd nie, maar 'n praise and worship, ek voel nou lekker, ek het op hierdie vibe, dit was so 'n wonderlike vibe gewees, is die woorde mos wat ons gebruik. Maar worship, aanbidding, is iets wat ek in die eerste plek ontvang. Dit is nie iets wat ek bewerkstellig nie. Ek ontvang dit as die bos begin brand en ek het sien en ek nader kom en God vir my sê, trek jou skoene uit. Daarom, wat is die verskille wat ek beleef het vandat ek protestant was en katoliek geword het, as gevolg van hoe ons katebasis beskou in die orthodox-katolieke kerkwêreld? By protestante het ek het te veel beleef dat die mens kom eerste. Wat wil die mens hê? Die erediens wat volgens die liturgiese boeke van baie protestantse kerke beskou word as die samekoms van mense. En ja, dit is 'n samekoms van mense, maar dit is nie ten eerste die samekoms van mense nie, en dit is nie maar net die samekoms van mense nie. Daarom die woord liturgia is nie maar net die werk van mense nie, maar dit is ook die werk van God vir ons. Aanbidding is nie maar net iets wat ons doen nie. Dit is nie maar net simbolies nie. Dit is iets wat ons ontvang en ons kan terugreageer. Dit is 'n wederkerige iets. Daarom, binne die protestantse kerkwêreld is liturgie gewoonlik baie aardsgerig. Ja, daar's baie teorieë, selfs Calvin het gepraat van God se teenwoordigheid en opbeweeg, en Luther praat van die hemel wat afbeweeg ensovoorts, maar in praktyk is dit baie figuurlik, baie simbolies, onrealisties, baie net abstrak in jou kop. Maar in 'n katolieke, ortodokse mis, die heilige erediens, die heilige liturgie, is die erediens altyd in die eerste plek 'n hemelse realiteit. Dis altyd die brandende bosplek. Dis 'n hemelse realiteit. Dis 'n plek waar hemel en aarde ontmoet. Dit maak God se reddingsdade aan ons bekend. Dit maak God se teenwoordigheid aan ons bekend. Daarom is die erediens objektief. Die liturgie is altyd objektief. God bepaal hoe hy aanbid word, nie ons nie. En ook ons as katolieke moet besop om nie in hierdie slagyster te trap, dat ons wil sê, wat is nou vir ons lekker in die kerk? En nou doen ons maar net lekker goedjies in die kerk nie. En dit is so jammer dat ons het beleef dat in die katolieke eredienste stiltes uitgehaal word, so maklik, omdat ons ongemaklik is met stilte, ons wil die hele tyd sing. En daarom sing ons selfs, ons eintlik moet stil bly. Maar ek wil nou nie te veel daarop ingaan, dit is 'n gesprek ook vir 'n ander tyd. Maar die liturgie is 'n objektiewe iets, daarom kan ons nie sommer net daarin karring en verander nie. God gee dit, want hy maak dit moontlik. God kom af na ons toe. Liturgie is altyd 'n hemelse erediens, 'n hemelse realiteit. By protestante is dit te veel kere maar net 'n uitdrukking van wat ons glo. En daarom het ek al gesê, jy kan so mooi sien wat vir kerke belangrik is, as jy instap in denominasies se kerk aanbiddingsplekke in. Dan sien jy stoele, 'n groot verhoog, 'n band, 'n orkes wat in die middel staan. En dan, wat is belangrik? Die band, die lekker sing, ek voel lekker, die vibe was lekker, die vibe was so lekker. Dis wat sentraal is, die orkes. By ander is dit weer die kansel, waar die dominee preek en praat, en 'n Bybelstudie doen met die mense. En dan by ander, die altaar. Goed, en dan is daar 'n manier hoe daar met die altaar omgegaan word, wat in die middel staan. Maar dan is daar 'n klomp ander goed wat daarmee gepaard gaan. Let 'n bietjie op as jy in aanbiddingsgeboue instap. Waar lê die klem? Waar lê die klem? Want waar die klem lê, sê vir jou wat is die motivering vir hoekom mense kerk toe kom, en hoe mense kerk hou en waar hulle klemme lê en nie klemme lê nie. Pas op dat die erediens nie maar net 'n uitdrukking word van wat ek glo nie. Goed. Nog
'n verskil, nog 'n moontlikheid, katabasis, God wat homself beliggaam, maak dit moontlik dat ons ook God deur ons liggame en deur ons sintuie kan aanbid. Dis belangrik. God wat homself 'n liggaam gee. Daarom het Sint Ephraim op 'n stadium gesê, God het van homself in Christus 'n ikoon gemaak, en dit is Kolossense se taal. God het van homself 'n ikoon gemaak in Christus, en daarom kan ons ook ikone maak, sodat die ikone nie maar net foto's is nie, nie maar net prentjies is nie, maar 'n venster is wat vir ons iets wys van God se werk, sodat ons deur daardie ikoon aan God die eer kan gee. Die ikoon is nie in konflik met God se glorie nie. Dit neem niks weg van God nie. God het van homself 'n ikoon gemaak. Daarom kan ons ikone maak van Christus se werk en optrede, van God se werk en optrede. Sodat ek 'n kruis kan hê en deur die kruis na God kan gaan. Dat ek 'n uitbeelding van die drie eenheid kan hê. Sodat ek deur daardie uitbeelding nie behep raak met die skildery nie, maar aan God drie enig die eer kan gee. Die venster waardeur ek na God gaan, die deur waardeur ek na God gaan. Katolieke aanbid deur ons liggame. Daarom is die materie nie vir ons in stryd met God se heerlikheid nie. Die materie word ingebring as vrug van die aarde en menslike arbeid na God toe, want dis ons taak. Die materie word ook verheerlik. Daarom word materiële gebruik in die erediens. Hoekom? Want God het vir homself 'n liggaam gemaak. Materie trek niks af van God af nie. Inteendeel, materie is deur God self gebruik om te wys hoe groot hy is. By protestante is daar dikwels dan in die erediens die klem van hoe verstaan ek God? En die een wat verstaan dat doop nie red nie, daar's nie eers 'n doopfont ergens noodwendig in die kerk nie. Die een wat dink doop is die belangrikste wat daar is, nie regtig nagmaal nie, net die doopbak is daar, of die doop swembad is daar. Hoe verstaan ek God? Nou ja, dit is so, in die filosofie van die teologie praat ons daaroor. Maar ons, as Katolieke wil ons nie begin by hoe verstaan ek nie. Ons glo, sê Sint Anselm van Canterbury, ons glo sodat ons kan verstaan, nie ons verstaan sodat ons kan glo nie. Dit maak nog 'n verskil. Hoekom? Want liturgie is objektief. Daarom ook belangrik by die Katolieke, by die ortodokse mense, is die Eucharistie die middelpunt, en ons gaan daaroor praat. Die sentrum van ons aanbidding. Want is hier waar hemel en aarde ten diepste saamtrek, wanneer brood en wyn die liggaam en bloed van Christus word. Dis die hoogste ontmoetingspunt tussen mens en God, wanneer ons God daar kan aanvat, kan proe, kan ruik, kan drink, kan inneem en intiem met hom kan verkeer, sodat God ons dan ook vanuit daardie Eucharistie aksie kan optel en meer maak, sodat ons meer kan groei in die liggaam van Christus wees, in die liggaam van Christus word. Dat ek by myself as Jakobus, ons as kerk, ook tasbaar en sigbaar God wys vir die mense om ons. God word mens, sodat ek God kan word. Liturgie het altyd 'n mysteriese kant. Liturgie het altyd 'n objektiewe kant. Liturgie het altyd 'n kant waarin ons nie mag karring en self oor besluit wat wil ek hê nie. In liturgie is God aktief, 'n handelende party, 'n handelende vernoot. Liturgie is altyd eerstens 'n aksie van God, sodat ek kan reageer, en dan kan liturgie 'n lewenswyse word, saam met God. Katabasis, die selfvernedering van God, sodat ons meer van God kan weet, en hom beter kan leer ken. Baie dankie vir vandag se saamluister, mag julle 'n geseënde dag dan ook verder hê.